Baie welkom by hierdie week se lusmakertjie vir die erediens wat hierdie Sondag kom. En ons is opgewonde om hierdie week te praat oor die koninkryk van God wat laat kom in die konteks van ons moet eers die koninkryk van God soek. Daai gedeelte in Matteus 6 waar Jesus op 'n of 'n dag wys dat ons prioriteite op die regte plek moet lê, dat die vertrekpunte wat ons in ons lewe het en die begin van ons lewe moet op die regte plek wees. En Jesus het so 'n unieke manier wat hy dit doen in 'n wêreld waar hy besef en weet dat ons met baie afleiding sit. Ons sit met baie besluite wat ons moet neem elke dag, dinge wat moet gebeur en word ons so maklik weer weggetrek van die doel van die Here met ons lewe. En die vraag is, as ons na hierdie gedeelte kyk, wat is die koninkryk van God? Hoe laat ons die koninkryk van God kom? Hoe laat ons op 'n of 'n dag toe dat ons sal fokus op die koninkryk bo alle ander dinge? En die kort en lank daarvan is, dit lê in die konteks van die koninkryk is 'n lewenswyse. Dis meer as net die Bybel wat ons lees. Dis meer as net die erediens wat ons bywoon op Sondag. Dis meer as net ons wat gelowig is. Dit is ook ons wat gelowig leef elke moment. En elke faset van ons lewe, elke besluit wat ons neem, elke verhouding wat ons het, word gemeet aan hoe ons verstaan en dink oor die koninkryk van die Here. En op 'n of 'n dag, as ons daaruit begin dink, dan lyk ons lewe anders. Want dan verander dit nie net ons lewe, ons as mens nie, soos die Here ons verander nie, maar ook ons lewenswyse begin anders in mekaar invleg. En ek dink op die einde van die dag is die koninkryk van God is 'n koninkryk van vrede. As ons begin fokus en ons begin sê, weet jy wat, ons gaan eers die koninkryk van God soek in ons lewe. Ons gaan eers probeer bepaal wat is die doel van God vir ons lewe, dan lyk ons werk anders. Want dan is 'n werk wat ons het, nie net meer 'n beroep wat ons doen nie, maar 'n roeping wat ons uitleef tot eer van die Here. Jy sien, dit lyk al klaar anders. Dan is die kinders wat ons het, nie net kinders in ons lewe wat ons moet grootmaak nie, ons het ook 'n roeping om ons kinders groot te maak tot eer van die Here. Dan is die gemeenskap waar binne ons is, moet ook transformeer en dan anders lyk. Want dan wil ons omgee vir die potholes in die pad. Ons wil omgee vir die korrupsie wat gepleeg word. Ons wil omgee vir elke liewe ding wat verkeerd is, omdat ons op die einde van die dag die koninkryk wil laat kom en die koninkryk eers wil soek. Dan maak dit saak, want dit maak ons gemeenskappe beter. Jy sien, op die einde van die dag het die koninkryk nie net 'n effek op ons lewe nie, dit het 'n effek op almal se lewe daar buite. Dit maak 'n verskil op almal se lewe en die gemeenskap daar buite ook. So kom gerus hierdie week, kom ons dink saam, gesels saam oor die koninkryk van die Here en ons dink aan hoe kan ons die koninkryk eers soek bo alles ander dinge in ons lewe. Kom nooi jou vriende, laat hulle ook deel in hierdie geloofspad wat ons stap en die geloofsgroei daarin deel. Baie dankie.